Welkom in George hier by die vliegskool. Hier word 'n dag gereël elke jaar vir minderbevoorregte kinders waar hulle blootgestel word aan vinnige karre, vinnige motorfietsse, helikopters en dan vliegtuie. Iets wat elke kind ek seker is oor sal droom. En ons is hier om dit vas te vang, om dit saam te beleef hoe vandag se kinders hier 'n stukkie hemel op aarde gaan beleef. Kom saam met my. Ek kan helikopter vlieg, ek kan op die springkasteel wees. Ek gaan doen net wat ek wil. My ma sê nie, so ek kan maak net wat ek wil. Hulle is op my! Die Filistyne is op my! Jaco, ons is vandag hier by George se vliegklub. Wat het julle hier beplan? Jong, ja, die diensteklubs van George doen hierdie projek elke jaar. Hierdie jaar is ons 12de jaar. So die 7 dienstklubs kom by mekaar, ons 'n komitee en dan probeer ons om 'n spesiale dag vir 100 kinders van George af te doen. Soos ek kan sien hierso, ons springkastele. Moeilik om dit te verduidelik, maar hierdie is eintlik die boringste gedeelte. Ons gaan met die kinders motorfiets ry. Ons gaan met hulle vinnige karre ry, natuurlik op 'n geslote pad. Ons gaan dan later met hulle vlieg. Ons het helikopters en ons het vliegtuie vandag hierso. En dan, ek dink die hoogtepunt in elke kind se dag is natuurlik Kersvader wat kom en vir elke 'n presentjie gee. Kom Vader Kersfees op 'n spesiale manier in? Of in 'n vervlieg miskien? Daai is die geheim. Is al Hy kom elke jaar op 'n ander manier in. En ek gaan nie eens vir julle sê hoe hierdie jaar kom. Julle sal maar gaan kyk. Ek sien jy het nou hier donuts gedoen met die bike. Nie reg dan sê ek het die gaan agter die huis sit. Hy was al agter op die bike. So nee, ons moet 'n bietjie mooier gaan. Ons moet 'n bietjie hoër gaan. Ons gaan bietjie ja, hy wil nie vals kan spring ons dit al probeer, maar dit gaan naby aan dit wees. Villiers kan al daai goeders doen as jy hom nodig het. Dis kom Villiers vandag of spesifiek saamgekom het. Hy is die standman. Ek het 'n sertifikaat vir hom wat ek self opgetrek het en soos julle dit soek, ja, hy is beskikbaar. Hy is meer as welkom. Ek wil hy met agter op die motorfiets by kom ry. Sal mooi ry, ek beloof. My dieet eindig vandag. Ek begin nou net snertkos eet want volgende jaar wil ek as Vader Kersfees spring want ek so lekker boepens. Ons maak vir 'n plan. Ek het 'n soet vir elke size hierso. Ja, kom ons maak 'n plan. Kwalifiseer ek as 'n Hy kort net die soet. Jaco het saamgekom, ja. Groei en dan sy reg vir volgende jaar. Richard, jy is een van die vlieëniers hier so by die George Vliegklub. ja. En watse vliegtuie vlieg jy? 172s, 152s en die Charlie 150s wat ons hier training op doen. Hoe lank is jy al betrokke hierby? Vlieg of net by FTC? Kom ons begin by vlieg. By vlieg Hoeveel al 8 jare vlieg jy? 8 jaar. So jy mag. Ek hopelik teen die tyd. Okay, so as ek saam met jou in 'n vliegtuig inklim vandag, hoef ek nie bang te wees nie. Gelukkig nie, nee. Okay, gaan my nie naar vlieg nie. Nee, dis nie die doel. Nie stunts met my dinge doen. Okay, flip. En dan het iets gepraat van flip. En toe raak ek nou bang. Dis iemand se naam seker in die omgewing. Ek het dit geweet. Flip is iemand. Alistair, what does these stripes on your shoulders, what does it mean? At FTC, we've basically got a rank where you have an airline pilot having 4 lines, a commercial pilot having 3, a private pilot having 2, and if you've gone solo, you can have 1 line. And how do you experience the kids coming here? Yeah, it's fantastic. It's a good day out. Yeah. Yeah, definitely. Now, everyone likes it because I've got a lot of instructors and some of my students that are helping out now for the day. And all of them, they love it. It's a great day. What is the most special memory you have? If you can think of something in your 12 years. Their faces, once you open the door after the flight and you just look at their faces, that's special. Hulle strap my nou in. That one. Nou wat van hierso? And that one. And there you go. And so when you come down, it'll basically, make it a bit tighter, but I mean, you're not going to use it. Yes. Nou dis hier lyk as jy ingestrap is deur 'n kaptein met 4 strepe. En blykbaar
Kyk, hy's baie swaar. So jy sit blykbaar so en dan val jy so. Sien, dan val jy net so. Elsabie, weet jy hoekom mense agteroor val? As val jy binne in die vliegtuig. O ja. Nikkie is okkie. En sy wil nou weer in die karre gaan waar ek ingaan. Maar ek net vir sê, my kar gaan vinniger reis joune. Nee, maar ek weet wat sy in die vinnigste ry. En ek Jy het geloof nog genoeg gery nie. ek het alle BMW's al gery. Want my motorfiets gaan vinniger wees as joune. Okay, dit mag dalk wees want ek's bang vir hulle, maar ek is seker van dat Jaco gaan mooi ry. So ek gaan in die hoogste helikopter vlieg. My helikopter gaan hoër vlieg as jou helikopter. My helikopter gaan pas by my blou oë. Want verleed 'n blou hemp aan. Is jy nie nog 'n derde mic wat jy opsit dan nie? Ja, ek was so gegaan, hier so nog 'n derde maak. Skus tog as dit gegaan op. As dit so belangrik het is dat hierdie kompetisie is hard en vinnig. Ons gaan vlieg, ons gaan ry, ons gaan flip. Ons weet nie wat dit beteken nie. Dis iemand se naam. O, ek het klaar uitgevind. Maar alles gaan net lekker wees. Dit is al wat ek Nikkie op. Maar Nikkie dink haar motorfiets gaan vinniger wees as myne. Dit is 'n fout. Nie gaan wees nie. Yes. My vliegtuig gaan hoër vlieg as hare. Okay. En ek gaan in die groot helikopter ingaan. Sy praat snel, sy gaan nie vlieg nie. Sy die hoogste vrees jy ooit Maar gesien. ons is 'n span. Jou vliegtuig gaan hoër wees as Afval sê myne. ek het my pruik gebring. Dis hy. Kyk hierso dames en here. Ek dink vandag gaan ons almal hoog wees. Vlieg soos 'n arend. Ons gaan hoog wees. Ons gaan hoog wees. Ja. Nou hierdie dag is so goed geolie, dis masjien. Soos die karre wat hier agter my staan. BMW het hulle karre gegee, die bestes, die vinnigstes, om vandag deel uit te maak van hierdie spesiale dag vir die kinders. Iets waarna die kinders heel jaar uitsien. Iets waarna hulle werk om hier betrokke by te mag wees. En ek gaan ook in een van die karre ry. Nou ek is beman met 'n GoPro. Ek het my karre gekies en ek sou op pad om my rit te ry. Hier gaan ons. Oh my word. Oh my word. Julle, ek dink ek voel nou hoe dit voel om Formule 1 te ry. Dit is fantasties. Hoe was julle ervaring? Goed? Vinnig? Sal jy dit weer doen? Wil julle so karre enig as julle groot is? Okay, hierdie is die regte ou met te praat dan, hè? Werk hard op skool, leer hard en dan kan julle so 'n karre eendag. Haai julle al die opwinding hiersom. Dis vinnige karre, dis vinnige motorfietsse en dan sit hierdie klein lyfies wat nog nooit so iets beleef het nie. En voortloop jy vir motorfietsse klim, is dit dan gaan dit vinnig wees. Dan gaan dit vinnig wees. Weet jy mens hart smelt. Ek staan hier by Leon. Hy is die handelaarshoof van BMW hier in George. Leon, hoe voel jy om betrokke te wees by so 'n merkwaardige dag? Dit is awesome om iets te kan teruggee sonder om iets te verwag en dis regtig vir ons 'n voorreg om hier deel te kan wees hiervan en net te kan sien hoe jy 'n kind wat nie hierdie goeie elke dag kan beleef nie, se dag kan maak. So dankie dat ons kan deel wees daarvan. Jy is gewoond aan spoed. Jy ry nie vinnige karre. Ek het gesien hoe trek jy met vlei weg. Hoe dink jy ervaar hierdie kinders
spoed vir die eerste keer op hierdie vlak? Ja, dit was nogal vreemd geweest. Die kinders was doodstil in die kar, so jy weet nie wat of hulle dit geniet of nie. En as 'n mens vra, hoor jy moet ek vinniger of stadiger? Nee, vinniger. So, ja. Juffrou Shenelda, hoe het jy dit ervaar? Dis awesome. Dis fantasties. Ek het dit verskriklik geniet. Hoe vinnig het hy met jou gery? Ek weet nie, dit is selfs vinnig, maar ek het nie omgegee nie. Bitter as witblits. Ek sê vir jou. Can't look at me straight. I step up closer to the edge of her waist. Palm sweat, can't wait. Duran, this beautiful machine behind me Yes. is yours. Correct. How did you come to own something like this? Long story short, it was brought into the country, I think 2004, and privately held up in Johannesburg, and the owner passed away, and there was an advert, and I was the stupid one to decide to buy it. Yeah. How long have you been a helicopter pilot? I did my helicopter license in 2015. Yeah, so coming up 10 years now. And how often do you take this beauty out? She flies a lot, a couple of times a week. Get our friends, doors open, low level on the beach. Yeah. And how low do you go? How high do you go? Depends who asks. So where we're allowed to, we go really low on the beach above the waves. Yeah, that's the best form of flying. It's really low, and dolphins, whales, sharks, everything. Yeah. Ek het nog nooit in my lewe gedink ek sal so iets kan doen nie en om in so 'n helikopter te vlieg. Ek is meer opgewonde as hierdie kinders. Ons het gelag, ons het geskree en ons het hande vasgehou. Maar wow, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. So ons is deel van George Roundtable. Ons is obviously ook een van die diensorganisasies wat betrokke is van die begin af. Jaco Hanekom, die hooforganiseerder, is actually ook 'n ou tafelaar.
So ons doen elke jaar die paintball en ons beman ook die springkastele. Dis wat ons doen, ja. What is your involvement here at today? Oh, gee, our involvement, we're with George Rotary, and we're busy doing, we got all these gifts for the Tombola store, and it's full of lovely foods, things like sweeties and chocolates and puddings and custards and things like that. So that everybody's going to look for their card and find that. We also got all the Christmas presents that each kid, 100 kids are each getting a bag, a Christmas gift. And then we're also, as you see over here, making pancakes. We got to make 480 pancakes today. So yeah, that's a lot of pancakes, but it's all for a good cause, and it's absolutely fabulous today. So. En natuurlijk moet almal eet. En wat is nou lekkerder as 'n pannekoek op so 'n lekker somersdag? Die kinders kry geweldig baie hierso, maar as het gevoel hulle moet self weer iets teruggee ook. So dis eintlik baie maklik. Hulle kom kleer vir ons 'n kerskaartjie in, gooi so 'n bietjie voedselkleurse oor, hulle skryf hulle naampie binne en dan dit gaan ons nou na die ouer tuise toe neem met so 'n bietjie 'n care package by en goed. Net om daai bietjie ekstra ook vir hulle terug te gee. Vlieg jy toe in 'n vliegtuig gevlieg hierso? Met ook 'n klomp afkortings op die alfabet, die helfte van die alfabet. Wat 'n vliegtuig gesit nou? My vliegtuig? Ja. My vliegtuig was Juliet Alpha Sierra, jas. Jas. Wat het jy nou gedoen? Want ek het net gesien terwyl ek gewag het om op te klim op die helikopter, is jy in die vliegtuig in. Baie klein vliegtuig, wingspan seker so langs my arm. Nee? Maar laat ek vir jou sê, daai ding het maneuverability. Ek meen ons het hulle sê hulle vat 'n sprins nie die kinders oor, want die kinders wil die hele tyd huil want sy turbulensie is baie erg op daai vliegtuig ook. So dis Nee, maar ek het gesien hoe julle inkom, hoe julle kom in saam met die helikopters en dan swaai jy en dan gaan jy weer op. ja, crazy. So lekker ding was ons was vinniger as die helikopter, so ons kon langs hulle kom. Baie nice footage gekry met die Osmo. Ons moet sien hoe dit uitkom want ek het mees van die tyd vasgehou in my safety belt. Want ek was 'n klein bietjie bang. Jy weet, dit was na die eerste 5 minute is Jy het gehoor, ek hoop jy het gesê safety belt. Ja, daai is Skryf in my broek, safety belt. Maar ja, hoe was jou ervaring? Ek bedoel, hier kom die ouetjies nou agter ons in met die helikopter. Absoluut fantasties. Dit was absoluut fantasties. Ek het van daar onder af gestaan terwyl ek wag om in te gaan en ek het gesien daar's verleer ek sê kyk ek nog ek heerder kyk hoe gaan dit. Ek het net gesê ek blyk sê jy nie. Maar toe klim ek in daai helikopter. En sê vir my, wat is die ervaring vir die kinders? Wat was hulle gesigte so? Weet jy? Daar was een ouetjie wat bietjie bang was, maar vir die ander het gesit en sing en 'n hande geklap en dit was hierdie high fisting en dit was fist bumps, high five. En hulle het gesing en 'n hande geklap, maar as die helikopter begin draai, dan besef jy jy's net vas aan hierdie safety beltjie en dan van hulle bietjie stiller geraak en die ander het begin lag. Dit was absoluut amazing om te sien. Merry Christmas! En so kom nog 'n dag tot 'n einde. Ek het baie geleer, ek het baie ervaar. Almal moet loop met selfone rond want ons het almal ons eie footage gevat. Om vandag te kan terugvat huis toe. Want so 'n dag beleef mens nie aldag nie. So iets kan nie elke dag 'n man se pad langs kom nie. Hierdie kinders gaan vanaand terug huis toe met hope. Memories. Hope. Hoe kan mens beskryf? Daar's nie woorde nie. Daar is net nie woorde nie. Vol hartjies. Kersvader het geskenke afgelewer, vol pakkies, vol verrassings. 'n Hart wat oorloop van dankbaarheid. Almal betrokke, baie dankie. Julle maak 'n verskil in die mense se lewens, in die kinders van George se lewens. En vir hulle was dit vandag hemel op aarde.